Hallo julle. Hallo daar. Die tema hierdie week is 'n anker of 'n waarheid wat jou sentreer of begrond. Met ander woorde wat amper soos 'n rigtingwyser vir jou dien. Ons het al by vorige geleenthede iets daarvan aangeraak, maar ons het gedink dat dis die ander ding dat 'n mens agterkom dat 'n mens se spiritualiteit aanhoudend groei, aanhoudend ontwikkel en dat 'n mens van tyd tot tyd bestekopname doen ook wat dit aanbetref. So wat is dit wat jou in 'n groot mate dra, wat vir jou 'n baie sterk rigtingwyser is? In terme van dit. Ja, toe ons nou op die tema besluit het, 'n klomp goed het deur my kop gegaan in terme van het dit verander met tyd saam. Soos jy sê, mense ontwikkel. Maar ek dink een ding wat by my nog altyd 'n anker was, maar nou dit voel vir my ek moet dit kan bewys op 'n manier en ek het nie 'n bewys nie. Ek het nie 'n aanhaling nie. Ek het nie 'n Bybelvers. Wel, daar is baie Bybelversies, maar dit voel nie vir my of dit noodwendig vir my van daar af kom nie. Maar dit is dat God dit met ons goed bedoel. Dat die heelal dit met ons goed bedoel. Ek dink ek het van kleins af 'n gevoel gehad die wêreld is goed. En ek meen dit is nou baie gesê. Ons leef in 'n wêreld met verskriklike swaar dinge, verskriklike lelike dinge, verskriklike wat mense wil sê waar is God? Maar die eienaardigheid is dat ek nog nooit gevoel het God is daarvoor te blameer nie. Dit het nog nooit vir my gevoel God laat dit toe nie. Dit het nog altyd vir my gevoel dit is in baie opsigte is mense onskuldig daarin, maar dit het altyd te doen met oorsaak en gevolg, met keuses. En of dit nou keuses van groot rolspelers is wat dan 'n baie geweldige slegte uitwerking op die klein mensies onder het. Dit is so, maar ek het nog nooit gevoel dat dit is wat God vir ons wil hê nie. Dat daar ek dink ook wat vir my iets is wat my dra, iets wat 'n onderbou vir my is dat daar eintlik dat die basis van alles ek wil amper sê die basis element, alles is opgemaak uit liefde. Werklik waaruit liefde en dit is nie 'n afwesigheid van liefde nie, maar 'n onbewustheid van die liefde. Wat al die ontsettende donker en dit is vir my so moeilik om dit te beskryf, maar dit is hoe dit vir my voel. Daar is in wese net liefde. En hoe meer ons daarvan bewus is en hoe meer ons daarvan uit probeer leef of daarvan dit word, hoe meer verander ons die totale prentjie. Hoe meer is die impak wat ons het 'n positiewe een, 'n liefdevolle een. Hoe meer verplaas mens die donkerte. Ek dink dit is iets wat nog altyd by my was. Ek het nog nooit 'n geweldige pessimistiese uitkyk op die lewe gehad nie. Of 'n gevoel dat God afwesig is, of dat jy van God verwyder is. Nee, ek dink tye wat ek gevoel het ek is nie in kontak met God nie. Was nie baie lank nie. Dit is wanneer ek deur dinge gegaan het waar my godsbeeld begin verander het en die prentjie wat ek gehad het was nie meer daar nie. En dit is 'n tipe van 'n ligleegte waarin ek beweeg het. Waar jy amper weer jou oriëntasie net moet reg. Ja, maar ja, ek het nog nooit gevoel God het my in die steek gelaat nie. Ek het nog altyd gevoel ek word gedra. Of alles word gedra.
Nie net ek nie, alles en almal word gedra. Ja. En as wanneer jy dit beskryf op 'n baie, jy het dit nou eintlik in wese aangeraak, maar as jy miskien 'n bietjie daarop kan uitbrei, op 'n baie persoonlike vlak, hoe verander dit hoe jy lewe en hoe jy dinge hanteer, struikelblokke, uitdagings, wat 'n invloed het dit op die manier hoe jy leef? Ek dink dit maak dat ek meer 'n optimistiese tipe mens is. Dat ek in baie opsigte bemagtig voel, dat ek voel ek kan dinge doen. Dat ek voel daar sal uitkoms wees wanneer dinge op 'n een of ander manier moeilik is of daar sal 'n oplossing kom. Ek voel baie min in 'n hoek gekeer. Dit voel altyd vir my daar's keuses, daar's opsies. So ek dink dit het ek gaan nie maklik in 'n slagoffer mentaliteit in waar ek sê wel alles is teen my of niks wil in my guns stel nie of ek ken dit nie regtig nie. Ek voel nie so nie. Ja. Wel, jy sê daar is nie 'n aanhaling daarvoor nie. Ek is doodseker as ons bietjie gaan krap, gaan ons 'n aanhaling kry. Ek hoop so, want jy moet die blok opstel. Maar die feit van die saak is, Einstein het gesê, dis een van die basisvrae wat die mens vir homself moet antwoord, en dit is the universe friendly? En dis soos ek sê, ek kan nie sê hoekom ek so voel nie. Ek weet net dat dit onderliggend is hoe ek nog altyd gevoel het. Dis 'n baie mooi basis om vanuit te werk. Ja. Dis interessant hoe jy hom nou gee. Hoe sterk hy aansluit. Ons het nie vooraf gepraat en gekorreleer dat ons nie dalk dieselfde anker het nie. Ag, dit sou nie saak gemaak het nie. Ons sou hom net met 'n dubbelloop halgeweer geskiet het. Maar hoe sterk hy vir my aansluit in 'n mate by my onderliggende gevoel, hoewel daar 'n nuance verskil by my is, want toe ek oor myne nagedink het, het ek daardie baie mooi aanhaling van Rumi by my opgekom, live as if life is rigged in your favor. Wat vir my so 'n mooi aanhaling is, dit gee vir jou hierdie bemagtigingsposisie, 'n opgewonde posisie, 'n afwagtingsposisie ten spyte van al die moeilikhede en so aan. Dit is so maklik om die moeilikhede in te gooi en dan al hierdie waarhede uit te kanselleer, asof dit kan. Maar die feit van die saak is, dis die ankerpunt. En dan hanteer 'n mens die moeilikhede wat daar is vanuit daardie punt. Ek dink en dit is wat die verskil maak. Dis reg. Dit is, ja. Maar ek wil amper sê, ek sluit so sterk daarbey aan, want in die laaste tyd kom ek agter hoe ek eintlik op 'n snaakse manier met 'n baie gesonde spiritualiteit gebore is en opgegroei het. En wat mettertyd in my tienerdae en soos ek my opleiding ontvang het, half beduiwel is. En wat ek weer moes ontdek. Weer moes terugkry. En wat ek weer moes ontdek, daardie, sonder dat dit verskriklik gekompliseerd is of wat ook al, net 'n diep weet van dinge. Dit is hoe dit is. Ja. Dis amper asof dit, soos wat jy nou daarvan praat, dit is amper asof ek dit altyd geweet het. Ja. Ek het nie nodig gehad, ek het nie tot bekering gekom nie, ek het dit net geweet, ek het daaruit geleef. En een van daardie dinge, of 'n element daarvan wat 'n geweldige invloed op my lewe het, is dat die hele lewe uit een stuk materiaal geknip is.
Die totale lewe is uit een stuk materiaal geknip. So daar is nie heilige dinge en onheilige dinge of gewyde en nie gewyde dinge. Dis vir my alles dieselfde. So met ander woorde, natuurlik is daar geleenthede waar daar ritueel by is en so aan wat mooi is, maar dit maak dit nie meer heilig of enigiets anderster nie. En om daardie rede is om by 'n geleentheid, 'n spesifieke geleentheid. Ek dink nou aan iets. Kom ek gebruik 'n voorbeeld, om by 'n doopgeleentheid. En dit mag nou na 'n vreemde voorbeeld klink. Om by 'n doopgeleentheid te staan is nie meer heilig as om 'n ou bakkie se briek skoene te vervang nie. En wat maak dit dieselfde? Alles is van God deurvloei. Alles dis amper God se asem wat in alles is. So dit maak En nie dit is jou bewussyn van dit dis hy. wat dit daai uitsonderlikheid gee, daai weet gee. Dis reg. Ja. Dis reg. En ek as predikant, wanneer ek op die kansel staan, weet nie meer as die boer wat sy beeste moet inent nie. Ons kyk na die lewe vanuit verskillende hoeke en so aan, maar dat ons mekaar se stemme moet respekteer in hierdie ding. Daar's nie sommige wat kopiereg op God het en sê kom ek vertel vir julle van God nie. So dis vir my want dit maak dat die hele lewe heilig is. Ja. Mooi. Dankie. Dis koud aan hierdie kant. Dit lyk asof dit volgende weekie beter word, maar dan gesels ons volgende week weer. Mooi bly almal. Tata.